Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Matteus 4 hier vanaf vers 18 tot 22 en die gedeelte gaan oor die roeping van die eerste disippels. Ons lees daar: Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. As 'n mens nou kyk vanuit die vorige gedeelte wat ons gedoen het, waar die Here in die woestyn versoek was, hy vanuit die krag van die Here hierdie versoekings weerstaan het, daardeur eintlik dan nou ook sy rol as Messias dan ook ingeneem het, is dit dat die sentrale tema wat hier gaan is, waar Jesus dan ook aansluit by Johannes die Doper om te sê: bekeer julle want die koninkryk van die hemel is naby. Nou as 'n mens na die gedeelte gaan kyk, dan sien ons hoe hy in Galilea rondgegaan het, hoe hy in die sinagoges mense geleer het, hoe hy vir mense ook genesing gebring het van siekte, en hierdie oproep van 'n omdraai in mense se lewens, 'n bekering, 'n erkenning dat Jesus die Here is, en wanneer dit in jou lewe gebeur, die radikale verandering wat God dan ook in jou lewe teweegbring. Daarom as ons gaan kyk na die woord Christen, dan sien ons dat in Handelinge hoofstuk 11 die Christene in Antiochië vir die eerste keer as Christene aangespreek was. Dit is ook interessant dat dit nie 'n tema is of 'n begrip is wat hulle gekies het nie, maar die inwoners van Antiochië het dan gesê dat hulle Christene is, dat hulle in hulle lewe iets gesien het, dat die Christene in daardie gemeente eintlik dan ook navolgers was van Christus. Dit wat die Here gedoen het, gedemonstreer het, was ook in hulle lewens dan ook sigbaar. Ons kyk vanoggend oor die woord disipel. Ons dink baie keer in die disipels met die roeping van die 12 disipels, en tog word ons ook vanoggend opgeroep om 'n disipel van die Here te wees, en om 'n disipel te wees beteken eintlik 'n radikale gehoorsaamheid om my lewe op te offer vir die Here. Die woord disipel beteken leerling of 'n student, né? Dit is beteken dat ek eintlik by iemand dan ook kom leer. En gewoonlik was dit so in die Bybelse tyd dat jy 'n leermeester gekies het, iemand wat dan ook vir jou kon leer oor die lewe, en jy het gewoonlik so 'n leerskool bygewoon, en dikwels was dit dan nou 'n keuse wat jy uitgeoefen het. Nou interessant ook wanneer 'n leerling dan nou ook 'n leermeester aangewys het, dan het hy dan ook die woorde van daardie leermeester gememoriseer. Daar was nie baie goed op skrif gewees nie, en daarmee saam is dit ook dat die leefwyse van die leermeester dan ook sigbaar was in hoe hierdie studente of leerlinge opgetree, dit wat hulle gedink het, dit wat hulle gepraat en gesê het. In hierdie gedeelte sien ons hoe dat die Here dan nou ook sy eerste disippels dan ook roep. Wanneer hy vir hulle sê, volg my, dan was dit 'n tipiese 'n roep van 'n leermeester na sy leerders, en nou sien ons dat Petrus hulle hier onmiddellik eintlik vir Jesus erken as hulle leermeesters. En die wonderlike van hierdie gedeelte is dat die Here vir hulle kies, dat hulle nie gekies het om Jesus te volg nie, soos wat die gebruik in daardie tyd was nie, maar dat Jesus mense soos Petrus, gewone vissermanne, roep en gebruik om sy disippels te wees. En ek dink die ongelooflike hiervan is dat die Here ook vir my en vir jou roep vanoggend en kom sê, ek kies julle om my leerders te wees. Ek kies vir julle dat julle my sal navolg, dat julle
'n verandering in julle lewe sal bring en dat julle 'n uitdraai in julle lewe sal maak deurdat julle navolgers van my sal wees. Nou om 'n disipel van die Here te wees, om 'n navolger van die Here te wees, het sy eie uitdagings, want ons lees byvoorbeeld in Matteus 10 vers 24 dat die Here sê 'n leerling is nie hoër as sy leermeester of 'n slaaf hoër as sy eienaar nie. En daardeur is dit dat die Here ook dan vir ons herinner om te sê, onthou, wanneer ek jou kies, dan dien jy ook vir my. Ons is nie in diens, of God is nie in diens van ons nie, maar ons is in sy diens. As ons gaan kyk na Matteus 8 van vers 19 tot 22, dan is dit dat die Here sê dat die jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Wat beteken dat disipelskap vra ook opoffering, dit vra ook toewyding. Daar's ook tye van swaar kry. As ons kyk na Lukas 9, is dat die Here sê, as iemand agter my aan wil gaan, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En daarmee saam beteken dit dan ook dat ons ook leerlinge van die woord sal wees, dat ons regtig die woord van God sal leer, dat dit sal inslag vind in ons lewe en dat dit die norm of die riglyn ook vir ons lewe sal wees. En daarom dat die Here vir ons die opdrag gee om te sê, volg my, wees my disipel, aanvaar my leefwyse ook as jou leefwyse, my manier van optrede en dink ook as jou manier van optrede en dink, sodat die koninkryk dan ook juis in Christus sigbaar kan word, sodat ons ook die wêreld kan transformeer en kan verander, sodat die mense ook die Here kan ken en kan lief hê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons roep as U disippels. Ons weet, Here, om 'n disipel te wees beteken gehoorsaamheid, dit beteken 'n lewe van navolging, dat ons U sien as die bron van ons lewe. En daarom, Here, help vir ons om hierdie uitdraai in ons lewe te maak, om U te volg en te weet dat U vir ons gebruik en roep as vissers van mense. Amen.